in die wonderlikste naam, weer eens, van ons Jahwe Elohim en sy seun ons Yeshua Messia, deur die kragtige werking van sy gees, ons Yaruach. Geliefdes, ek gaan vanmôre oor 'n onderwerp praat wat ek dink baie mense nie van gaan hou nie, omdat hulle dit nie graag wil hoor nie. 'n Onderwerp waaroor hierdie mensdom wat hier vandag lewe, hulle eie lewe wil lei en nie volgens die woord van Jahwe wil gaan. En ek wil vir ons net vinnig lees daar in Lukas 13. En Yeshua sê, toe sê iemand vir hom, Yeshua, is die wat gered word min, en hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan, en aan die deur te klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het op ons strate geleer. Hoor u? En u het op ons strate geleer. En hy sal sê, dit is Yeshua. Ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Daar sal geween wees en geknars van tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van Elohim sal sien, maar julle self uitgedryf buite toe. Ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Dis 'n woord wat verskriklik is. Daardie finale oomblik, wat daar nie 'n ommekeer is nie. En daar word vir jou gesê, die deur is gesluit, want die tyd is naby. En dan lees ek vir ons daar in Lukas 13, vers 6, en hy het hulle gelykenis uitgespreek, 'n man het 'n vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom omgespit en misgegooi het. As hy dan nie vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Ja, geliefdes, ek dink net wat hierdie gelykenis vir ons sê, dat die genade is nie onbeperk nie. En dat die genade tyd gaan verbygaan. En ek wil vandag met u baie mooi daaroor praat en vir u sê en vra, het jy al hierdie dinge bepeins? Hierdie wonderlike dinge? Het jy al agtergekom wat beteken al hierdie goed? Het jy hierdie stuk gaan lees? Want weet jy, wat doen Yeshua? Hy gaan na hierdie boom toe en hy soek vrugte aan hom. Jy onthou daar waar hy op pad was na Jerusalem toe en hy hierdie vyeboom het daar langs die pad gestaan en al was dit nie die tyd vir vrugte nie, het hy soontoe geloop en hy het nie vrugte daar gekry en hy het hierdie boom vervloek. En die volgende dag toe hulle terugkom, toe merk hulle op, toe sê hulle, meester, maar kyk, daar die boom is dan dood. Geliefde, u ken u 'n blomperske. Dis die mooiste blomme en die mooiste boom.
maar hy dra nie vrug nie. Nou wil ek vandag na u toe kom en vir u vra, dra u vrug? Wil ek vir u sê, wat is die voorbeeld wat u stel vir hierdie wêreld, geliefdes? Ek was Saterdag by 'n begrafnis gewees van 'n baie ou dame hier in die 90 jaar. En al hierdie mense het daar gesit en ek het saam met my sussie hulle daar gesit en ek het so na hierdie mense gekyk en ek het gewonder wie van hulle ken Jahwe werklik. En dit is nie noodwendig dat ek hulle geken het nie, maar ek het geweet dat 99% van hulle ken hom nie. Hulle maak of hom hulle ken, hulle het hier die mooi voorbeeld, hulle het hier die mooi blomme, hulle is hier die vye boom, wat geen vye dra. En dit was met hartseer dat ek dit gesê het, en die Gees het vir my gesê, maar jy moet gaan praat daaroor. Weet u, waar gaan jy jou oë oopmaak, as jy hierdie lewe verlaat? Geliefdes, ek was nog nie op 'n begrafnis waar hierdie ou nie sogenaam hemel toe gaan. En niemand kan hemel toe gaan nie, behalwe, want Yeshua sê, daar is niemand wat kan hemel toe gaan nie, behalwe hy wat daar vanaf afkom. Ja, jy kan paradys toe gaan. Dis waarna toe ons uitsien, terwyl hy nog nie gekom het om sy koninkryk op te hef nie. Om sy koninkryk op te rig nie. Daar die 1000-jarige vrederyk. Besef u en ken u Jahwe. Weet u met wie is u te doen? Of speel ons almal maar lekker blomperske? Het ons hier die mooi blomme en hier die mooi perskes, maar ons het hier mooi blare, maar ons het nie perskes nie, ons het nie die vrug. En ek het hierdie mense so gekyk en nie een ken sy naam nie. En geliefdes, weet jy, daarin, ek dink dis, in Jeremia 9 gesê, maar laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek Jahwe is, wat goedertiendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek Jahwe. En nou wil ek vir u vra, ken u Jahwe? Verstaan u Jahwe? En as ek om my rond kyk, dan sien ek dat hierdie vers is, niemand ken hom en niemand verstaan hom. En niemand weet waarna toe sy op pad. Hulle ken nie eens sy naam nie. Geliefdes, dis goeie mense waarvan ek praat. Dis mense wat hulle lewe lank, soos wat hulle gesê het, saam met Yeshua op die strate het hy vir hom geleer. Dis mense wat vir ander ene wil 'n voorbeeld wees, maar nie op die regte manier. En die Gees sê vir my, weet jy wat se surprise wag op hierdie mense? Want jy weet mos al hierdie briefies op die begrafnisbrief, dan hoor ek en die een sê, ek hoop pa gaan vir ma bosblomme pluk daarbo. Nee, geliefdes, ma is nie daarbo nie en pa is ook nie daarbo nie. En nou sê ek vir u vandag, u kan vir my aanvat daaroor en met my praat daaroor, maar almal gaan doderyk toe. As jy die wil van Jahwe nie doen nie, as jy sy gebooie, sy insettinge, sy verordeninge nie doen nie. En dan gaan jy miskien eendag, gaan jy opstaan, nie miskien, jy gaan definitief opstaan. En dan gaan jy voor die regterstoel sit, van die 12 trone oordeel, waar hy vir sy discipels sê, want julle sal op 12 trone sit, en die 12 stamme van die huis van Israel oordeel.
dan het jy 'n kans. Dan het jy 'n kans om te sê, maar ek het nie geweet nie. Maar Paulus sê, daardie tyd gaan ook nou verby. En is nou ook verby, jy kan dit gaan lees daar in Handelinge. Die tyd van onkunde. Want ek en jy het 'n tyd waarin ek en jy moet vas staan en moet glo in dit wat hierdie woord vir ons sê. Geliefdes, luister nou baie mooi vir my. As jy die gebooie en die insettinge, die verordeninge nie hou nie, en Jahwe sal jou voortrek en deur jou te laat na die paradys toe gaan, na daardie plek wat hy berei het vir sy kinders, daardie wag. Weet jy, dan sal ek en jy daardie voorreg wil hê. En dan kan ek en jy, as ons hom verstaan en goed, het ons sy gebooie en sy insettinge gedoen. Wat as hy dit nie doen nie, en hy vat jou nie en hy, na die doderyk toe vir bewaring, ook vir die opstanding. Dan wat gebeur, geliefdes? Weet jy, dan gaan ek en jy moet kan rekenskap gee. Want ek en jy het hierdie gebooie en hierdie insettinge nie gehou nie. Kan ek jy 'n voorbeeld noem? Daar is baie, maar kom ons vat die 10 gebooie. En as jy begin daar met die Sabbat. En ons kyk daar waar Jahwe sê, maar ek en jy moet hierdie dag heilig hou, ons moet dit afsonderlik hou, dit is sy dag, en ons moet dit respekteer, en ons doen dit nie, en ons sê nee, maar die Sondag is ons Sabbat. Dan het jy nie gedoen wat in die gebooie van Jahwe gestaan het. Dan kan ek vandag vir u omwonde sê, dat die oë gaan oopmaak in die doderyk. Want as jy een van hierdie gebooie nie gehou het nie, dan kon jy net sowel almal nie gehou het nie, sê Jakobus. Want dit is die klimaks. Dit is waarna ek en jy moet uitsien om hierdie gebooie en insettinge van hom te hou, want dis nie moeilik nie, geliefdes. Dis lekker, dis maklik, sê die woord, en daarmee stem ek saam. Maar jy kan nie Jahwe wil dien op jou manier, op jou voorwaardes nie. Want Jahwe het vir ek en jy sy gebooie, sy insettinge gegee, sodat ek en jy daardeur kan lewe. En baie mense vandag het hierdie mooi blomperske, hierdie mooi boom met hierdie mooi blom, maar geen vrug nie. En hierdie genade tyd van hierdie vyeboom is nou verby. Hoeveel kere het die tuinier van hierdie lewe om u gespit en om u gesaai, hierdie boom benat en vir ek en vir jou? Hoeveel kere? Hoeveel kere het jy die woord gehad? Want almal het hierdie woord. Niemand kan sê ek het nie die woord. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal weet waarna toe is ons op pad. Dis hoekom ons nie hoef bang te wees vir die dood. Dis hoekom ons kan uitsien na die koms van Yeshua. Dis hoekom ons kan uitsien om daar by hom te kan wees. Ja, geliefdes, hoe voel u in u lewe? Wat doen u? Ek luister daar toe hulle die kus laat sak, sê hulle, lees hulle die geloofsbelijdenis. En weet u, in my tyd waar hulle hierdie geloofsbelijdenis verander het, en hy ter helle neergedaal het, en hulle gesê, daar is eintlik geen grond daaroor. Eintlik die enigste waarheid van hierdie geloofsbelijdenis.
Dan gaan luister jy bietjie, want jy sê ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. En dan vat jy die woordeboek en jy gaan kyk wat beteken 'n heilige algemene Christelike kerk. En dan reg agter hom sal staan die Rooms-Katolieke kerk. Jy kan maar sê dat die Allerhoogste jou hart ken. En dis juist die probleem waarmee ek staan. Maar hy antwoord en sê vir hom: meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Geliefdes, waarvoor is ek en jy bestem? Vir die ewige lewe, nie die ewige verdoemenis nie. En dit is tyd geword, want die tyd is naby, dat ek en jy hierdie goeie sal ondersoek, hierdie voorbeeld sal stel, hierdie kennis sal insamel, hierdie woord om Jahwe te ken en te kan verstaan. Want dit is fantasties om dit te kan weet. En ek groet u in hierdie wonderlike naam van ons Jahwe Elohim, en ek sê vir u shalom.